Wat 'n voorreg om vanmôre saam met jou God se woord oop te maak en daaroor te mag gesels, 'n daaglikse oordeenking. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion Parys en vanmôre vra ek die vraag: waar is God? Ek lees vir jou Openbaring 5 vers 5. Toe sê een van die ouderlinge egter vir my: hou op huil, kyk, die leeu uit die stam van Juda. Die leeu uit die stam van Juda neem ons terug na Genesis 49, waar Jakob sy 12 seuns bymekaar roep om 'n seën oor hulle uit te spreek. Wanneer hy by Juda kom, vergelyk Jakob hom met 'n leeuwelpie en sê dan dat mag en gesag syne sou wees tot die koms van die Messias. In die lengte van die jaar 12 na Christus vaardig die Romeine bevel uit wat verklaar dat die Joodse volk nie meer die doodstraf sou kon uitvoer nie. Die rabbi se reaksie op die bevel was onmiddellik, omdat hulle geglo het dat die doodstraf die hoeksteen van die regering was, soos gedefinieer in die verbond van Noag. Toe hulle hierdie fundamentele aspek van die regering ontsê is en daardeur magteloos as 'n nasie gelaat is, het die rabbies die strate van Jerusalem ingestorm, hulle klere geskeur en hulle borste geslaan. Trouwens, ons word vertel dat die hele stad gevul was met die gehuil van rabbies wat verstaan dat iets verskrikliks gebeur het. Die scepter het gewyk, die gesag was weg en die Messias het nie gekom nie, of so het hulle gedink. Van draai, wie het op daardie einste dag as 'n 12-jarige jong man in die tempel in Jerusalem gesit en die skrifgeleerdes en denkers op die toneel verwar? Die leeu van die stam van Juda, Jesus Christus. So ook, hoe dikwels gooi ons vuil goed in die lug en huil en kerm ons, skeer ons klere en roep: waar is U, Here, wanneer hy reg in ons midde is en alles perfek uitwerk. Ek wil vandag 'n verklaring maak: God is altyd in beheer. En mag jy hom in hierdie dag in jou lewe sien op die toneel as die een wat op die troon sit. Die Here seën jou. Môre kuier ons verder. Amen.